Allemaal hier in die huis van die Here, heerlik om julle almal weer saam te sien vanoggend, die heerlike koue oggend. Ons gaan begin met ons voorsaam nou, ons begin met lied 329, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het vir ons. Ons sing daar 2 keer weer asseblief. Dankie. Jesus leef en ons met hom dood. Wie sal vir jou bewe? En ons sing hom al 3 die vers asseblief, vers 1, 2 en 3. Ons sing nou lied 411. Kom almal, laat jou stem verrys. Kom, laat ons die verlosser prys. En daarvan sing ons al 3 die verse. Sing for
Hartlike goeiemôre aan elkeen in die huis van die Here vandag. Ons afkondigings, die deurkollekte van my gaan vir die diens van barmhartigheid. Dan Bybelstudie is Woensdagoggend om 9:30 hier in die kerksaal. Dan vra ons vir voorbidding en ons dink aan die besonder aan die siekes in ons gemeente en ons dink aan John Batten, Ricardo Batten, Cherise en Mark Siege, Frans du Plessis, Pietro Jordan, Daisy en Gert Koetser, Sonja Meiberg, Trini Beitel, Corrie van Vieren, Jan Anderson, Clive Breitenbach en Tannie Becky Moller. En dit is wonderlik om dan terug te sien hier so by ons in die kerk en ek wens dan jy alles sterkte doen met die pad vorentoe. En mag dat die gesondheid net sterker word. Dan bid ons ook vir vrede in die Midde-Oosterse lande. En dan sê ons baie dankie aan almal wat gereelde bydrae maak vir ons finansies. Indien jy dit nie elektronies oorbetaal nie, is jy welkom om dit in die kollektebordjie te plaas of andersins by die kerkkantoor in te betaal op die dae wat dit oop is. Ons het een verjaarsdag hierdie week en dis Saterdag die 10de Mei en dit is Danel van Staden. Sy is nie hier vandag nie, as jy haar raadloop wens asseblief 'n geseënde dag toe. Dan vandag het ons die mooiste meisie in die kerk en ek dink julle gaan saam met my stem wat vir ons die Christuskers kom aansteek en sy en haar ouma gaan dit vir ons doen. So ons vra vir Amy en Johanna om asseblief vir ons die Christuskers te kom aansteek. Goeiemôre gemeente, 'n woord van verwelkoming ook van my kant af vanmôre. Baie welkom in die huis van die Here. Baie dankie ook aan Johanna en Amy Ras, wat vanmôre ook hier van die suidkus af vir ons kom besoek, en my ouma bietjie kom kuier het. Baie dankie Amy, dat jy ook vir ons die Christuskers vanmôre kom aansteek. Dit is 'n simboliese manier hoe ons ook die lig van Jesus Christus in ons gemeente en ook in elkeen se harte inlaat. Baie dankie dat jy dit vir ons sal aansteek. Baie dankie. Kom ons staan net so, dan doen ons 'n gebed saam. Kom ons buig die hoofde. Almagtige en liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons rustig en stil word voor U vanmôre hier in die huis, waar U ook teenwoordig is. U woord sê, waar 2 of 3 saam vergader, is U in ons midde. Baie dankie ook vir hierdie jong dame, wat vanmôre simbolies die kers aangesteek het, Here. Mag U ook U gesig oor haar skyn, dat U vir haar vrede sal gee. Maar Here ook, dat sy soos 'n boom sal wees,
wat geplant is by waterstrome, wat vrugte sal dra op die regte tyd, en waarvan haar blare nooit sal verwelk nie, en alles wat sy doen, Here, dat dit sal tot voorspoed wees. Mag U plan vir hierdie jong dame, vir die toekoms wat voorlê, 'n geseënde en vol liefde wees vir haar pad, Here. Dankie dat U haar spesiaal, uniek geformuleer het in die moederskoot. Daar is geen ander een nie, soos wat U geskep het op hierdie aarde nie. Baie dankie, Here, vir die geleentheid om met hierdie jong dame ook te kan saambid en aanbid, Here. Ons gee al die lof en al die eer daarvoor in Jesus die Christus se magtige naam. Amen. Ons gaan ook met die simboliese Christuskerk dan saam staande sing lied 168, waarvan ons altyd die vers altyd so hartlik saam sing, om die Here die eer te gee dat hy is in die huis en hy is waardig om aanbid te word. Kom staan en ons sing lied 168, Heilige Jesus. Goeiemôre. Elkeen wat hier is. Die Heilige Gees vir ons almal verwelkom. Dit is baie wonderlik vir ons om mekaar as gelowiges weer vandag hier te sien en saam te aanbid. En in die sentrum van ons hele erediens vanoggend, soos altyd, is dit God die enig. Wat in besonder ook deur sy Gees vanoggend lewend maak hier in ons, en mag ons elkeen vanoggend baie duidelik die woord van die Here hoor. Kom nie die woord van 'n mens, maar in die woord van 'n mens, soos julle getuienis ook, waar julle ook al beweeg, kom die woord van die Here. Want ons leef en ons praat die Here se woord. En waar die woord van die Here kom, daar werk die Heilige Gees kragtig en vernuwend. En mag ons elkeen dit ook vanoggend ervaar. Die tema vanoggend is vrede agter geslote deure. Met die klem op die woord vrede.
Nou wil ek net in ons aanvangswoord, om aan te sluit by hierdie tema, wil ek vanoggend vir ons lees uit Filippense hoofstuk 4. Nou, dit begin daar by vers 4 met, om altyd bly te wees in die Here. Dis wat vrede doen ook in 'n mens se lewe, né? Wees bly, hy herhaal dit. Die Here is naby. Dit gaan julle duidelik oor vandag ook in die boodskap. Dan moet men niks besorg wees nie. Dis weer 'n stuk vrede in 'n mens se hart. En dat ons dan, wat ons ook oor besorg kan wees, dit in gebed en smeking en met dankbaarheid na die Here toe kan bekend maak. En dan, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis 'n belofte. Die ander goed is nie voorwaardes nie. Die bly wees is die ervaring van hierdie vrede, die gebed en die smeking, die dankbaarheid. Ons sal met ons na die Here toe kom om te sê, by U alleen soek ons die vrede. En dan kom die belofte van die Here. Hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit net beleef. Sal oor julle gedagtes, julle verstand, die wag hou. Sal dit in stand hou. Wat 'n wonderlike belofte uit die woord van die Here, hier by die aanvang van die erediens. En daarom kom die Here saam, self vanoggend vir jou en vir my. En hy sê, mag dat vir jou genade en vrede wees, oorvloedig, in die naam van die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan nie anders as om nou op te staan en 'n baie mooi loflied saam te sing, en dit is lied 464, O Heer my God, en ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Kom ons staan op, en dan sing ons hierdie pragtige lied uit ons harte uit, tot eer van die Here. Eerste en derde vers. As ook ons gedeelde roeping, en net na die gedeelde roeping wat ons saam sê, as 'n belydenis ook as gemeente,
Dan sing ons saam lied 440 en ons sing daarvan die eerste en die 4de vers. Kom ons doen eers saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sê in ons harte, U is my Here en U is my God. Sê dit in jou hart, U is my Here en U is my God. Wat 'n voorreg vir die gemeente weer om vandag ons gedeelde roeping vir mekaar te sê, maar ook voor die Here te sê. En dan as ons dit sê, dit ook deel te maak van ons lewe van elke dag. Kom ons sê dit saam hardop. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daaglikse bekering. Lied 440 Vers 1 en 4, die Here salf ons met sy Gees. Die Here salf ons met sy Gees, tot in sy heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen. Ons gaan nou saam bid, die aangesig van God drie enig soek, voor sy troon van genade kniel ons met 'n diep afhanklikheid en met 'n belydenis dat ons niks kan doen sonder die Here nie. Ook nie vanoggend sy woord kan verkondig nie en ook nie sy woord kan hoor nie en in ons harte inneem. Dit is die inhoud van ons gebed vanoggend en net nadat ons die gebed saam gedoen het, voor ons begin met die skriflesing, vra ek dat ons lied 471, soek allereers die koninkryk van God, ook sal sing. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, Jesus Christus, U is ons Here. O Heilige Gees, U is ons trooster, wat ons versterk in ons geloof, en wat ons lei op ons daaglikse pad, en wat ons toerus vir elke goeie werk, waartoe U vir ons geroep het. Aan U bring ons vanoggend die lof en die aanbidding van ons harte, en van ons lewe, en van ons hoor, en van ons inneem, wanneer ons na U woord luister, om dan ook gehoorsaam te kan wees, en uit te gaan en hierdie woord te gaan leef. Nie in ons eie krag nie, Here, want dit kan ons nooit doen nie, maar in die krag wat U vir ons gee, waarin U dit vir ons moontlik maak, om nie terug te deins nie, maar U getuies in hierdie wêreld te wees. Met die gesindheid, Here,
met ons woorde, met ons optrede, ja, elke oomblik van ons lewe, met die groot doel dat ook ons lewe buite hierdie erediens, waar ons bymekaar gekom het om al die eer aan U te bring, dat ook buite hierdie erediens, waar ons saam is in hierdie kerkgebou, ons lewe ook daar buite 'n erediens sal wees. 'n Dienswerk, Here, wat U vir ons geroep het. 'n Dienswerk as 'n diensknegt. Here Jesus, wat soos U gehoorsaam was tot die dood, wat sondaars kom opsoek het, wat in hierdie wêreld gekom het om Uself volledig te gee, tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Maar U wat ook vir opgestaan het in 'n nuwe lewe, en vir ons sê dat U is die lewende Jesus, wat vanoggend hier by ons is. Ons kan as dit ware, al kan ons U nie sien nie, in geloof aan U raak, Here, en U aanraking in ons lewens ervaar. En dit is die grootste begeerte van ons hart. Ons kom met gebed en smeking en met danksegging na U toe, dat U vir ons dit sal doen. Want Here, ons wil graag in hierdie moeilike dae ook daardie vrede ken, wat alle verstand te bowe gaan. Daarin leef en dit uitleef. Ons bid vanoggend, Here, vir mekaar. Hier waar ons in die gemeenskap van die heiliges is. Ons bid, Here, dat U ook my medebroeder en medesuster wat vandag hier is, sal aanraak met U versterking, met U voorsiening, met U sorg, Here, want U ken elkeen se diepste nood. U deurgrond ons, U ken ons beter as onsself. En daarom, Here, kom bid ons vir mekaar, dat U in hierdie erediens ook my medebroeder en my medesuster in Jesus Christus, wat saam met my hier byeen is, sal aanraak en sal oorspoel met U liefde en met U genade. Ons bid ook, Here, vir hulle wat nie hier kan wees nie, wat siek is, ook, Here, vir hulle wat nie hier wil wees nie. Ons bid, Here, dat U ook vir hulle sal aanraak, lidmate van hierdie gemeente, waarvan U die hoof is, en elkeen 'n ledemaat is. Dat U vir hulle sal aanraak, Here, met U roepstem in hulle harte, deur die werking van U Gees, om ook die gemeenskap van die gelowiges op te soek. Ook van hulle kant af, Here, want daar sonder kan hulle nie in hierdie lewe leef. Maak hulle dit bewus en skep in hulle harte begeerte om saam met ander gelowiges ook saam te aanbid en na U woord te luister. En die kinders, Here, in die gemeente, wat siek is, wat nood het, wat trauma's ervaar, wat in 'n donker diepte is vanweë soveel omstandighede, op watter terrein van hulle lewe ook al, ons bring hulle in hierdie oggend na U toe. Wees ook vir hulle die Here wat vir hulle bystaan. Laat hulle ook in hierdie oomblik, in hierdie tyd van beproewing, U teenwoordigheid ervaar en op U vertrou en U vrede ken. Here, ons wil bid vir ons land. Daar is soveel onrus, daar is soveel tweespalk en stryd, waar elkeen maar net sy eie mag wil uitoefen, en waar hulle nie altyd wil regeer volgens U woord nie. U woord sê ons moet vir die owerheid bid, ons moet gehoorsaam wees. Maar Here, help ons leiers op elke vlak, elke mens wat 'n invloed uitoefen op 'n ander mens as 'n leier, dat reg en geregtigheid sal geskied. Dat U liefde en die waarheid sal seëvier. Dat die beginsels van U koninkryk sal heers in ons land. Dit lyk vir ons onmoontlik, Here.
maar ons vertrou op U. Want U is die almagtige God en niks is nie onmoontlik nie. U kan 'n verandering bring in die harte van ons leiers, in die harte van ons mense, om werklik mekaar te dien, om mekaar se voordeel te soek, om mekaar te bemoedig, om mekaar te versterk, om die beste in mekaar se lewens na vore te bring. Daardie mens wat U elkeen gemaak het na U beeld. Ons bid, Here, maak dit vir ons 'n werklikheid. Dis die grootste nood in ons land op hierdie oomblik, al vir so lang tyd. Ja, dit was vir baie jare, maar nou eers. Hemelse Vader, U ken dit. U het die Seun gestuur vir verlossing, vir versoening. Jesus het opgestaan, dat daar oorwinning kan wees, dat die koninkryk van God kan heers in hierdie land. Hierdie pragtige land wat U vir ons gegee het, wat ons so verniel, wat ons so mee mors. Ag Here, maak 'n einde daaraan. Maak 'n einde aan elke stukkie onreg. Maak 'n einde aan elke klein daad wat hierdie skepping van U verniel. En help ons om te bou. Help ons om te verryk. Help ons om mooi te maak, want dit is U wil. En daarom bid ons dat ons sal lewe volgens U wil. Here, daar is oorloë op hierdie wêreld. In Sudan, in die Oekraïne, in Israel en Gaza, en baie ander plekke. En U wil dit nie. U koninkryk van vrede wil U hê moet heers. In elkeen van daai gevalle, Here, kan dit nie anders wees as dat een land, een regering mag oor 'n ander regering wil uitoefen. Wil inpalm wat nie hulle sin is nie. En daar is terroriste groepe, Here, wat ook onderduins in die donkerte beplan en dan terroriste uitleef en aanvalle loods. Ag Here, stop dit asseblief. Ons kom buig voor U. Ons kom pleit voor U. Ons kom met smeking. Ons kom ook met danksegging, omdat ons weet dat dit U wil is en dat U ook ons gebed van vanoggend sal verhoor. Ons wag op die Here. Ons wag op die uitkoms wat U gee, wat U reeds besig is om te bewerk in mense se lewens. Laat ons nooit ook ophou om te bid, die Here. Laat ons nie mismoedig word nie. Laat ons voor U pleit, soos die vrou voor die regter, totdat sy haar saak gewen het. En hierdie saak is nie ons saak nie. Hierdie saak is die saak van U koninkryk. En laat ook alles wat ons bid, Here, in ons eie lewens waar wees. Laat ons die verskil wees wat ons graag wil sien. Laat ons die verskil wees wat ons graag wil laat gebeur. Dis waar U vir ons, U kinders gemaak het. Nie maar net om vrede by U te hê nie, om U liefde te ken nie, maar om dit werklik uit te leef. Geef ons die moed. Geef vir ons die oortuiging van ons harte. Help vir ons, Here, om nooit terug te deins nie. Om nie te sê, ek kan nie praat nie, ek is te jonk, of te oud, of wat 'n rede ook al. Want Here, U bekragtig ons deur die Heilige Gees. Laat ons uitgaan met vertroue en met moed in ons harte om uit te dra wat U wil hê moet gebeur. En te vertrou en te wag dat U reeds aan die werk is en dat dit sal gebeur. Ons harte, Here, is vanoggend oop. Spreek tot ons elkeen duidelik uit die woord. O Gees van God, ons gaan letters lees op blaaie
Maar U het hierdie woord geïnspireer. U het hierdie woord bekragtig. Doen dit ook vandag in ons elkeen se lewe. Ons kom na U toe en ons bid voor U genade troon in die wonderlike naam van ons enigste verlosser, die Here van ons lewens, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing terwyl julle so bly sit, lied 471, ook as ons belydenis en ons begeerte, soek allereers die koninkryk van God. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, die woord van waarheid, wat op vandag met krag deur die werking van die Gees in ons lewens wil tuiskom. Ons lees saam uit Johannes 20, verse 19 tot 25. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, laas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem word, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo. Broers en susters, ons gaan preek oor die hele gedeelte. Die disippels was daai selfde Sondag aand wat die Here Jesus opgestaan het uit die dood bymekaar. Nou staan daar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle, sê die Here, vir mense wat gaan wegkruip het agter geslote deure. Die disippels was by mekaar, want hulle het op mekaar nodig gehad. Jesus het opgestaan, aan 'n paar van die disippels en die vroue verskyn. Hulle het vir die ander gaan vertel, maar nogtans was daar nie by hulle die oortuiging dat Jesus regtig uit die dood opgestaan het. En daarom het hulle gaan wegkruip. Daarom het hulle bang en bewerig, het hulle agter geslote deure
hulle gaan toemaak. En die tema van vandag se boodskap is, en dit is baie belangrik, vrede agter 'n geslote deur, ook vir jou en vir my. Nou praat ons in die preek vanoggend nie van 'n fisiese deur, want ons deure staan oop. Maar ek wil die metafoor gebruik van die geslote deure om vir jou en my te vra, wat leef agter die geslote deur van ons harte vandag? 'n Metafoor beteken maar jy gebruik 'n beeld om 'n ander tipe boodskap na vore te bring. Nou gebruik ek die beeld van 'n deur wat toe is. Ons het die voorreg elke Sondag om in 'n gebou in te stap. Ons noem dit die huis van die Here. Maar God werk nie net hier nie, maar ons het die voorreg. Word ons bedreig? Nee. Is ons bang vanoggend? Nee. Ons het hierdie voorreg om hier in die teenwoordigheid van die Here te verskyn en sy teenwoordigheid te beleef. Maar liewe broers en susters, wat skuil daar agter die geslote deur van jou hart? Dat jy en ek ook vandag nodig het om hierdie wonderlike belofte en woord van die Here te hoor en in te neem, vrede vir julle. Wat skuil daar agter die toedeur van ons hart, wat ons nie graag vir ander mense wil wys nie, wat vir ons moeilik is, wat vir ons donker oomblikke in ons hart is. En daarom kyk ons vandag na hierdie aangrypende toneel van die disippels wat by mekaar is, wat tog Jesus se belofte gehoor het, ja, dat hy gekruisig gaan word, en dit was nie vir hulle baie lekker nie. Hulle wou hom baie keer, hy het baie keer vir hulle gesê, moenie gaan vertel nie, die tyd is nog nie daar nie, want hy het nog dinge om te doen. Mense se lewens om aan te raak, voordat hy uiteindelik homself ten volle gee aan die kruis op Golgotha. Maar hy het ook gepraat van sy opstanding. Hy het ook gepraat van die tempel wat afgebreek word, maar wat in 3 dae weer opgebou kan word. En dan het hy nie gewys na 'n gebou nie. Hy het gewys na homself, na sy liggaam, wat afgebreek word, wat afgetakel word, en ons herdenk dit aan nagmaal. Want dit is wat die Here Jesus Christus vir jou en vir my kom doen het. En ons hou daarin vas. Dit is ons enigste sekerheid van ons redding, van ons genesing, van die afwassing van ons sondes. Jesus het die volle prys betaal. Maar hy het opgestaan uit die dood. Die disippels het dit gehoor. Hulle het die getuienis van 'n klompie mense gehoor, wat hulle gesê het, die Here het opgestaan. En tog kom hulle by mekaar agter daardie geslote deur. Gaan sluit hulle self toe, uit vrees vir die Jode. Baie pertinent uit vrees vir die Jode. Sluit hulle in die aand, dat niemand hulle moet sien nie, na 'n sekere hooftrek toe, wat hulle hoop nie uitgeklaar gaan word nie, nie uitgelap gaan word nie, omdat hulle bang is vir die Romeinse owerheid? Ja, in 'n mate. Maar ek kan julle verseker, in daardie tyd sou die Romeine nie veel aan hulle gedoen het nie, want hulle leier is dood. Hy wat vir die Romeine die grootste probleem was, soos vir die Fariseërs en die Sadduseërs, en selfs vir die Joodse volk wat uitgeskree het, kruisig hom, was hulle bang vir die Jode, hulle eie mense. Want hulle het geweet, in die harte van die Jode leef nie maar net 'n teenstand vir Jesus Christus nie, maar ook 'n teenstand wat vuur is, wat aan die brand is,
nog steeds na Christus opgestaan het uit die dood, nog steeds na die gebeure van Paasnaweek teenoor sy volgelinge. Hulle bly 'n gevaar vir die Jode. Maar hulle is gekry weg. Ja, want hulle weet wat hulle Messias, werklik die gestuurde van God, deurgemaak het. Hulle het dit persoonlik ervaar. Hulle het die houe op Jesus se rug self beleef. Hulle het bespotting van die mense gesien. Hulle het hulle harte ingekrimp en Petrus het gesê, ek ken hom nie. 3 keer, die volgelinge van Jesus Christus. Want die Jode het so fel opgetree. Hulle wou nie vir Barnabas vrylaat nie. Hulle het geskree, Jesus, kruisig hom. Nou kom hulle by mekaar in 'n hoofvertrek. Kan ek en jy ietsie verstaan van die vrees in die disippels se harte? Geweldig. Nou wil ek vandag uit die woord van die Here moet julle praat oor ons geslote deure. En ek rek nie die vers uit nie. Want Jesus wil ook graag dit wat jy gaan toemaak in jou hart as 'n geslote deur, wil hy van jou kom hanteer. Wil hy vir jou 'n oplossing gee? Wil hy vir jou vryheid gee? Want hy het ook daarvoor gesterf. Hy het veral daarvoor opgestaan uit die dood, dat ons ook in ons harte oorwinning daaroor kan hê, die vermoë kan hê om dit te kan hanteer, net onsself nie, maar deur sy opstanding en die belofte van sy Heilige Gees wat waar geword het. En daarom sê hy ook in hierdie gedeelte, ontvang die Heilige Gees. Nie omdat hulle dit nog nooit gehad het nie, maar omdat hulle in daardie oomblik met hulle vrees en hulle beding, wat hulle nie self kan hanteer nie, hierdie uitkoms kan kry, deur die krag van die Gees van God. In Johannes 14 vers 27 sê die Here Jesus, my vrede gee ek vir julle. Nie die vrede van hierdie wêreld, my vrede. En ek gee dit vir julle in oorvloed. Ek gee dit dat julle harte kan oorspoel word. Ek gee dit vir julle dat julle gedagtes daarmee kan vul. Ek gee dit vir julle dat selfs in die diepste donkerte van wat jy dalk agter die deur van jou hart toemaak, daar vir jou 'n rustigheid kan wees. Daar vir jou 'n vrede kan wees. Daar vir jou 'n kalmte kan wees in daardie stormsee. Jesus beloof dit. Nie 'n mens nie. En Jesus kom en as hy vir hulle sê vrede vir julle, dan is dit die algemene groet van daardie tyd. So het hulle mekaar gegroet. Maar in hierdie gedeelte het dit 'n dieper betekenis. Dis nie maar net vrede vir julle as 'n groet nie, maar Jesus wil hê dat hulle in hierdie omstandighede, in hulle vrees vir Jode, vir mense, daardie vrede sal ervaar. Sodat hulle daardie geslote deur kan oopmaak. Want hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Hoe kan jy agter 'n geslote deur iets gaan doen in die samelewing daar buite? Hoe kan jy hierdie vrede gaan uitdra as jy sit met dinge in jou hart wat jy net vir jouself hou, om watter rede ook al? Hoe kan die mense doen? Jy kan dit nie doen nie. Daarom moet ons met daardie dinge werk. Karl Jung sê, die eerste ding wat in 'n mens se lewe moet gebeur, en dit is die waarheid, wat Jesus ook sê, wees bewus van jouself. Moenie dinge vir jouself wegsteek nie. Hanteer die dinge in jou lewe eerlik en opreg. Want as jy dit nie doen nie,
dan kan dit, dan bly dit in jou onderbewussyn. Nie dat dit gaan weg nie. En hierdie onderbewussyn is die shadow in jou lewe. Dis wat ek noem. Dis die donkerte wat uiteindelik jou hele brein beheers. Jou hele denke, dat jy net teen dit vaskyk. Maar hy sê, dit moet kom na die oppervlakte toe. Jy moet nie bang wees om dit te bewus wees daarvan nie, want dan ben jy dit hanteer. En weet julle broers en susters, ons het die voorreg as gelowiges. Ons hoef dit nie self te hanteer. Ons het die voorreg van die Here Jesus Christus, wat deur sy Gees in ons harte woon. Hy het deur sy Gees ook ingekom agter daai geslote deur. Lees niks daarvan, dat die deur vir Jesus oopgemaak is. Hy het net daar verskyn, want hy kan. Hy is die oorwinnaar. En net so wil hy ook agter die geslote deur van jou en my hart kom verskyn. Wow! Nie net slegte nuus nie, maar die evangelie. Die wonderlike goeie nuus, dat hy is by jou. Dis wat hulle uiteindelik beleef het. Goed, hulle het die merke van sy lyding gesien. En ons gaan 'n ander keer praat oor Thomas. Hulle het vir Thomas gaan vertel, iewers in die week, want die volgende Sondag was hulle weer in mekaar. Maar hulle staan daar, hulle sê, die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Die Here. Hierdie is 'n erkenning, 'n belydenis. Jesus leef. Hy is nie in die graf nie. Ek worstel nie alleen met die dinge agter my geslote nie. Hy heers. Hy sit op die troon van ons lewens. Nou wie anders van ons daai? Nie myself nie. Ek maak gemors daarvan. Glad nie iemand anders nie. Want gaan nooit my verstaan. Ja, ons kan mekaar help. Ons kan mekaar ondersteun. Maar ek kan nie jou probleme vir jou oplos en jy myne nie. En ons almal het dit. Ons almal het die donker oomblikke in ons lewens. Ons het mekaar nodig om vir mekaar te sê, laat Jesus toe. Moenie alleen worstel nie. Hy het die antwoord vir jou probleme. Laat hom toe om daardie ding wat donkerte in jou lewe bring. Wat maak dat jy jou lewe afsluit vir die samelewing daar buite. Want dis baie keer wat gebeur. Laat hom toe om dit vir jou te deurbreek. Laat hom toe om dit vir jou oop te breek. Laat hom toe. Word stil voor die Here. Moenie bang wees om daarmee te sit en te wag op die Here. Kry vir jou 'n plekkie. Sonder jou af. Nie om al vinnig die woord van God te lees nie. Ja, lees die woord van die Here. Maar hoor hoe die Heilige Gees vir jou die betekenis daarvan gee. Dan werk die woord van die Here met krag in jou en my lewe. Kom ons kyk 'n bietjie vanoggend, liewe broers en susters. Wat is dalk die dinge wat ons ook agter ons geslote deur wegsteek? Ek het so 'n paar dinge aangeteken waar Jesus in ons diepste nood vir ons vreugde bring, waar hy vir ons 'n groot vrede gee, waar hy vir ons moed en krag gee om dit te kan hanteer. Kom ons dink hier oor 'n paar goed. Vrees in hierdie tyd. Is ons veilig? Voel ons veilig? Ons word nie bedreig
vir ons geloof nie. Maar ons kan tog bang wees as ons ietsie daarvan dalk deel met iemand anders. Veral met die wêreld daar buite. Jesus wil dit wegneem. En nou vir jou en vir my stuur in die wêreld daar buite. Hy sê in die gedeelte om toe te sluit. As julle die mense hulle sondes vergewe, sal die hemelse Vader hulle dit vergewe. Maar as julle die mense nie hulle sondes vergewe nie, sal die hemelse Vader dit ook nie doen. En dit beteken nou nie absolutie, soos in die Romeinse kerk. Dat jy iemand het, by wie jy moet gaan sit en jou sondes bely, en hy sê vir jou, jy moet 'n paar dinge gaan doen dalk, en 'n offer bring, en hy sê vir jou, absolutie. Dis nie wat dit beteken. Dit beteken die uitdra van die woord van die evangelie. En elke mens wat daardie woord hoor, en die krag wat jy en ek ons vrees oorwin om dit uit te dra, en berou daaroor het, oor wat in hulle lewens aangaan, nie persoonlik nie, nie iemand anders nie, en wat dit bely, vir hulle kan jy en ek in die naam van die Here sê, jou sonde is vergewe. Hoor wat ek sê? Nie as 'n mens. Daar tree jy en ek op as gesandte van God. En het ons die voorreg om daardie mense te troos met hierdie evangelie, omdat hulle die woord wat jy gaan uitdra, die werking van die Gees aanvaar het, en nagedink oor wat verkeerd is, en het bely het aan die Here, en besef het dat die enigste verlossing is Christus Jesus, kan jy en ek in die naam van die Here, ons het die mandaat om vir hulle te sê, hoe sondes is vergewe, op grond van die genade van God. Maar as jy en ek die woord van die Here uitdra, en dan bly 'n hart uit in die mense se lewens, hulle verset teen daardie woord, dan kan ons hulle vermaan, oproep met liefdevolle vermaning, dat as jy voortgaan hiermee, kan God jou nie vergewe nie. Nee, kan jy nie die vergifnis beleef nie. Want Jesus het gesterf vir alle mense, maar net hulle, wat dit regtig bely, kan dit beleef. En dit moet jy en ek elke dag onthou, dis ons heiligmaking, dis die pad wat ons elke dag beleef. Is dit dalk bekommernis, wat daar is? Wees nie besorg nie, maar maak alles in gebed en met dankbesediging en met danksegging aan God bekend. Maak jou hart oop. Jesus is in elk geval daar, maar as ek sê maak jou hart oop, wil ek sê met die metafoor, sien hom raak. Beleef hom meer as jou omstandighede, want hy is groter as dit. Hy het opgestaan, hy lewe. Hy lewe in jou en my hart, deur sy werk van sy Heilige Gees. Laat hom toe. Laat hom toe, om vir jou geloof en vertroue te gee, dat hy sal 'n oplossing gee. Wag geduldig. En as jy dit nie kry nie, soos jy dit wil hê nie, weet dat hy daarmee ook 'n plan het. Dit gee vir jou 'n rustigheid en 'n kalmte in jou hart. Dink aan enigiets anders, Jesus Christus. Wat is daar die donker oomblikke in jou en my lewe? God wil dit nie daar hê nie. Ek kan dit vir julle onomwonde sê. Hy wil dit nie daar hê nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar hy wil dit nie eintlik daar hê nie. En daarom is hy ons antwoord. Maar ons moet in geloof gaan. Ons moet dit besef in ons harte, dat Jesus is hier. Ek sien hom nie met my oë nie, maar ek beleef hom deur sy Heilige Gees. Amen. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Agter geslote deure kom Jesus staan. Kom hy en hy werk
kragtig deur sy Heilige Gees. Jy en ek hoef nie meer met daardie dinge te sit van vrees, van bekommernis, selfs nie eens van sonde. Dit kan daar wees. Sien nie wat doen die Here deur sy Gees. Hy maak ons bewus van dinge. Hy maak ons bewus. As jy en ek nie bewus is van iets nie, kan ons niks dan doen nie. En as ons dit nie kan doen nie, dan oorheers dit ons lewens. En die Here Jesus wil wees die Gees ons vrymaak daarvan. Hy wil ons vrymaak. Hoor jy die stem van die Here vanoggend? Hoor jy en ek vanoggend dat die Here vir jou sê, ek is nie by jou. Jy is nie alleen agter hierdie donker deur. En ek gee vir jou my vrede. Nie net een keer in die gedeelte nie, maar 2 keer. 2 keer. Oorvloedig. Amen. Ons gaan nou na 'n lied se woorde kyk op die bord. En van die Marie gaan vir ons die melodie so 3 keer speel. Kyk na daardie woorde. Sy gaan dit vir ons rustig speel. Pragtige melodie. En maak op daardie woorde jou eie. Ek het dit op die voorbeeld. Kom ons dien die Here met ons offergawe.
lees saam Johannes 15 vers 27. Vrede laat ek julle na. Vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nooit ontsteld wees nie, en julle moet nooit bang wees nie. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons loof U vir genade en redding. Here Jesus, ons het die tekens van U lyding en die dood geneem, en ons is weer eens verseker van ons persoonlike God. Heilige Gees, U gee aan ons die ware vrede. U troos my en gee my krag om in alles dankbaar te leef. Here, in alles soek ek om aan U gehoorsaam te leef. Help my om in alles getrou te wees en U te verheerlik. Ek bid en dankbaarheid in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Kom ons sing saam die 284, laat Heer U vrede deur my vloei. Bly staan vir die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.